Here, ons kom vanoggend net, ons wil ons harte oopmaak vir dit wat U met ons wil doen. Ons wil ons harte oopmaak, Heilige Gees, dat U self vanoggend ons kom bedien. Here, dat dit eintlik nie eens vir my nodig is om 'n boodskap te gee vanmôre nie. Ons het hierdie lied gesing. Ons het ons harte oopgemaak vir U. Here, U is ons God en U is ons Here. En ons eer U en ons aanbid U. Jesus, U is die enigste een wat waardig is vir wie ons kan kniel. En ons sing vanmôre saam met die engele. Heilig is U, Here. U is waardig. U is verhoog deur die Vader. En Here, ons kom verklaar vanmôre dat ons U liefde vir ons vasmaak in ons harte. Jesus, ons sien so uit na die dag wat ons net in die teenwoordigheid fisies gaan wees. Ons kan nie wag daarvoor nie, Here. Maar terwyl ons wag, Heilige Gees, help ons om ook waardig te wees, om in diens te wees van ons Koning Jesus. Here, hier is ons. Kom doen vanoggend met ons wat U beplan het om te doen. Here, kom steek U vuur weer aan in ons harte. Help ons om elke tree wat ons agter Jesus aanloop, waardig te wees as sy volgelinge, maar ook waardig te wees as seuns en dogters van die Allerheiligste God. Amen. Amen. Dankie gemeente, julle kan sit. Kom ons gee net weer hierdie klomp pragtige stemme net 'n klapoffer vir die Here. Ons lewe omdat die Here ons toelaat om te lewe. En ek hoop dat jy regtig vanoggend net jou hart sal oopmaak vir dit wat die Heilige Gees vir ons wil doen. Ek weet ek moet 'n boodskap kom gee. Die Here het op kragtige manier met my gewerk hierdie week, want ek was op 'n plek waar ek net uitgeroep het en gesê, Here, asseblief, ek wil nie hier wees nie. Want ek het vasgekyk teen dit wat die vyand op my en my vrou se pad wil bring. Maar gelukkig het ons Heilige Gees wat vir ons kom wys waar ons koning staan. Waar ons koning staan. Ek gaan vanmôre sommer net uit my hart uit met julle praat. Wanneer het my teks gegee uit Sagaria 3 uit. En ook uit Lukas 3 uit. En julle sal hoor waarom die Here vir my hierdie gedeeltes gegee het vanoggend, want daar is so 'n kragtige boodskap wat opgesluit is in dit wat die Here vandag vir ons wil oopmaak. Joshua die hoofpriester, Sagaria sien hom in 'n visioen in die hemel. En hy sien Satan langs hom staan as 'n aanklaer. Hulle kom nou net terug uit ballingskap uit. Hulle begin met die herbou van die tempel. En dan kom ons lees dit net van vers 1 af. Die engel het Yeshua, daar's twee verwerkings van die naam. Maar hy was die hoofpriester gewees in daai tyd toe hulle teruggekom het. En Sagaria sê, ek sien 'n engel wat vir my wys, hoe staan Joshua?
Hy het voor die engel van die Here gestaan en Satan het regs van die engel gestaan, besig om Yeshua van baie dinge aan te kla. En terwyl hy nog besig is om hierdie verteenwoordiger van God aan te kla, maak die Here hom stil. Die Here het vir Satan gesê, ek die Here verwerp jou aanklagte teen hierdie man. Ek verwerp jou aanklagte teen die volk. Die Here wat Jerusalem gekies het, bestraf jou. Hierdie man is soos 'n brandende stuk hout wat uit die vuur uit gered is. Hierdie man is soos 'n stuk hout wat uit die vuur uit gered is. Josua het vuil klere aangetree, soos hy daar voor die engel gestaan het. En die engel het vir die Allerhoogste gesê, trek sy vuil klere uit. Vir Josua het hy gesê, sien jy, ek het jou sonde van jou af weggeneem en ek trek nou vir jou feesklere aan. Toe sê ek, kan hy ook 'n skoon tulband op sy kop kry? Hulle het toe 'n skoon priesterlike tulband op sy kop gesit en nuwe klere vir hom aangetrek, terwyl die engel van die Here daar staan. Daarna het die engel van die Here baie ernstig met Josua gepraat en gesê, dit is wat die Here, die Almagtige, sê, as jy gehoorsaam is aan my wil en my vereistes nakom, sal jy gesag hê oor my tempel en my binnehowe. Jy sal toegang tot my hê, saam met almal wat hier by jou is. As jy gehoorsaam is, sal jy toegang na my hê. Dan sommer net Lukas 3 vers 16, Johannes die doper praat daar, en hy sê vir hulle, ek doop julle met water. Maar hy wat sterker as ek is, hy is nie waardig om sy skoene vas te maak nie. Hy gaan kom, en hy gaan julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Hy gaan julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Wat is so belangrik uit hierdie twee gedeeltes uit wat praat oor vuur? Nou hierdie week het ek tyd spandeer met 'n vriend van my daar op die Malotto pad uit. En op 'n stadium kom roep hulle ons en sê ons moet gou kom, daar's 'n brand. En ons het uitgegaan in die pad wat voor die plotte verbyloop, aan die ander kant is daar vure wat uittoren op die horison wat aankom na die plotte toe, en daar's huise oral, en terwyl hierdie vuur aankom, is die brandbestryders daar, en hulle maak, hier waar ons staan, maak hulle 'n ander vuur, wat na daai vuur toe begin beweeg. Maar die wind waai so erg, dat daai vuur van die ander kant af, kom met 'n spoed hierdie kant toe, en hierdie vuur beweeg stadig, want die wind hou hom vas. En terwyl ons daar staan en kyk wat hier gebeur, kyk ek na die twee vure, en dis asof die Heilige Gees my sê, wat doen jy, dat jy partykeer tussen hierdie twee vure beland? Maar wat doen jy ook, om uit te kom, tussen hierdie twee vure? Dis die vraag wat ek vir jou vra vanmôre. Daar's baie aanklagte wat teen jou kom. Satan kla jou aan, in jou gedagtes, daar's goed wat gebeur, dan sê jy, joh, het ek nou regtig waar so gesondig? Is dit my skuld dat hierdie goed gebeur? Want soos met Josua kom Satan en hy kla ons aan. Nou kom ons kyk na hierdie Bybelgedeelte vanoggend. In hierdie visioen wat Sagaria sien, wat lyk asof dit 'n werklikheid is. Satan kla vir Josua aan. As jy mooi kyk na die deel, dan sê hy, jy het vuil klere aan.
Jy het sonde. Jy as die hoëpriester verteenwoordig hierdie volk wat vol sonde is. En Satan staan daar by die Here. En hy kla die volk en vir Joshua aan voor die Here. Maar God sien sy plan wat hy uitgewerk het vir die volk. Hy sien sy plan wat hy uitgewerk het vir my en jou. Dis wat hy raak sien. Hy sê vir Satan, hou op met waarmee jy besig is, want ek wat die God is, ek vergewe. Ek vergewe. En wat maak hy? Hy trek 'n nuwe kleed aan as bewys dat die sonde vergewe is. Nou, donderdag, toe ek daar van my vriend af by die huis kom, die eerste ding wat Rita vir my vra is, het julle gebraai? Ek sê, nee, sy sê, maar jy ruik na rook. Ja, ek was daar waar daar baie rook was. En ek moes daai klere uittrek. En ek moes gaan stort. En dis maar net hoe dit donderdag gebeur het. Daar's 'n tyd in my lewe, lank terug, wat ek ook met vuil klere voor die Here gestaan het. Ek het met vuil klere voor hom gestaan. Ek was onder die aanklag van die vyand gewees. En weet julle wat, die aanklag, die feite van die aanklag, soos met Joshua, was die feite van die aanklag oor my lewe en oor jou lewe, die meeste van die tyd is dit reg. Want Satan kom kla ons aan oor die goed wat ons verkeerd doen. Hy gaan nie na God toe gaan en sê, wow, kyk nou net, daai seun en jou dogter van jou, kyk net hoe awesome is hulle daar tussen die mense. Dis nie sy karakter nie, sy karakter is om te kom en sê, Here, kyk nou net wat maak daai seentjie en dogtertjie van jou weer. Wat is daai aanklag wat op jou lewe is? Jy sien, want ek het by 'n plek gekom in my lewe waar ek besef het, maar die aanklagte is die waarheid. Maar die Heilige Gees het my daaraan herinner dat Jesus reeds my sonde op hom gevat het. Jy sien, want in die gedeelte in Sagaria is dit eintlik vir ons so 'n mooi spieelbeeld van dit wat die Here kom doen. Want hy stuur vir Jesus. Hy stuur vir Jesus sodat ek en jy in 'n plek kan staan waar ons waaragtig weet dat die Here het ons vergewe. Dat die Here ons vergewe het. Daai vuur wat daar gebrand het. Die gras was gebrand, daar's bome wat so 'n bietjie gebrand het. Al wat oorgebly het, die getuienis dat daar 'n brand daar was die as. Dis die as. Maar wat in die werklikheid daar gebeur, daai as van daai gras lê daar so tot met die volgende reën. Dan word alles skoon gewas en daar's nuwe groei. Die gras groei weer. En as dit klaar gegroei het, dan kan jy nie meer sien dat daar 'n brand was nie. Jy sien, wat is wat die Here met jou wil kom doen? Hy wil jou vat en jou so skoon vat, want as die reën van die Heilige Gees oor jou kom, wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, en wanneer jy die Heilige Gees ontvang, wanneer jy tot bekering kom, is daar 'n skoonmaakproses. Jy sien, want ons lees hierdie teksgedeeltes. Julle sal gedoop word met die Heilige Gees. Ons sien daar staan net met vuur, maar dis waar ons die streep trek, want ons wil gedoop word met die Heilige Gees, sodat ons in 'n taal praat, sodat ons al die gawes kan gebruik. Maar wat van die vuurgedeelte? Wat van die vuurgedeelte van die Heilige Gees in jou lewe?
Maar daar's baie teorieë en teologiese antwoorde oor wat is daai en met vuur? Wat is dit wat die Heilige Gees kom doen? Jy sien in daai brand, ek het daar gestaan en dink, wow, okay, daar is situasies wat ek goed gedoen het, wat ek sien hier kom die brand, ek sien hier kom hierdie vuur aan. En wat wil ek doen? Ek stap daarin, ek gaan hierdie vuur nou doodmaak, ek gaan dit doen, ek gaan 'n pik uithaal in 'n sloot grou, of ek gaan 'n graaf haal en ek gaan gras begin uithaal daar. Dan as jy jou oë uitvee, is daai vuur op jou. Jy sien, maar God se plan vir jou by daai vuur is heeltemal anderster. Want hy het die Heilige Gees gestuur om jou te help. Want dit is nie jou taak om daai vuur aan te vat nie. Dit is nie jou taak om vir Satan aan te vat nie. Wat het God in daai visioen gedoen? Bly stil. God het vir Satan aangespreek. In die boek van Judas, die engel Michael en Satan besig om te beklei. En die engel vir hom sê, ek gaan niks aan jou doen nie. Ek los jou vir Jesus. Jy sien, want ons wil baie keer as ons in hierdie vuur beland of voor hierdie vuur beland, dan wil ons die werk van die Heilige Gees oorneem. Die Heilige Gees het gekom om ons te help. Jy sien, daar waar ek fisies daar gestaan het waar die brande was ek buitekant die tweede brand wat begin is om na die voorste brand toe te gaan. Dis waar die Heilige Gees jou wil hê, om te sê, help my Heilige Gees, help my Here in hierdie situasie. Jy sien, want ek moet agter die Heilige Gees gaan staan. Ek moet nie voor hom staan nie. Want as ek agter hom staan, kan hy inbeweeg om dit reg te maak wat nie reg is nie. My taak is om uit te skree na die Here toe. Here, kyk hierdie vuur wat aankom na my toe. Help my om dit vir hom te los. Want die geestelike oorlog, jou vure kom wanneer jy geestelik besig is met oorlogvoering. Daai geestelike oorlogvoering, gaan lees weer Efesiërs 6. Jy kry die wapenrusting om te kan bly staan. Nie om aan te val nie. Nie om aan te val nie. Wanneer gaan ons by 'n plek kom dat ons die woord van God regtig waar so vasmaak in ons harte, dat ons absoluut erkenning gee aan hom. Jy weet, julle ken die storie van Jesus wat vir iemand gebid het en die persoon is gesond geword en laat die kerkleiers kom en sê, hierdie wonderwerk het hy gedoen uit Baal uit. Ander woorde wat hulle daar gesê het is, Jesus het 'n wonderwerk gedoen deur Satan. Dis sonde teen die Heilige Gees. Dis sonde teen die Heilige Gees wat nie vergewe gaan word nie. Want daai hoëpriesters of die kerkleiers, hulle het gesien, hulle het die wonderwerk gesien, hulle het die woord gehoor, maar hulle ontken dat dit Jesus is. Nou daar is sonde wat ons doen wat vergewe gaan word. En hier's bitter min Christene, as jy 'n Christen is, gaan jy nie daai sonde teen die Heilige Gees doen om hom te ontsê nie. Maar ons bedroef die Heilige Gees baie keer deur by hom te wil vat wat hy vir ons wil doen. Hy wil jou vuur blus. Hy wil jou by 'n plek uitkom wat Jesus alreeds vir jou voorberei het. Jy sien, waarvoor ontvang ek en jy krag
wanneer die Heilige Gees oor ons kom? Ja, is om getuies te wees. Maar ek en jy ontvang krag van die Heilige Gees, sodat ons die Heilige Gees kan toelaat om Heilige Gees te wees in ons lewe. Om God toe te laat, dat hy God kan wees in ons lewe. Dat ons nie ons eie ek wil voorstoot nie. Jy sien wat baie keer wat gebeur is, waar ons al instap en daai vlamme gaan probeer blus, dan is dit uit trots uit. Dan is dit uit trots uit, want wat probeer die vyand met my en jou doen? Hulle probeer dat jy jou fokus afhaal van die Here af, want okay, ek is daarom hier so, ek kan daarom ook 'n bietjie iets doen. Dan stap jy met jou pride, met daai negatiewe trots, stap jy in die pad in van waar die Heilige Gees wil kom werk. Ek sien Jesus, hy ken vuur. Hy ken die vuur beter as wat ek en jy dit ken. Hy weet van jou situasie. Hy weet van elke ding waardeur jy gaan. Hy weet ook wat die antwoord is. Hy weet wat die antwoord is. Satan se aanklag, wat so baie op jou kom. Daar's 'n maklike ding om daarna te kyk. Jy sien, want wanneer die Heilige Gees met jou praat oor iets wat verkeerd is dit 'n sagte, liefdevolle stem wat met jou praat. Maar Satan kom met 'n aanklag. En ek en jy moet leer. Ons moet leer, ons moet onderskei wanneer dit die Heilige Gees is wat met ons praat en wanneer dit Satan is wat met ons praat. Die Heilige Gees gaan jou nie aankla nie. Hy gaan jou oortuig. En daar's 'n verskil tussen aanklag en oortuig. Want dis waarvoor die Heilige Gees gekom het. Hy het gekom om ons te oortuig, sodat ons die woord wat Jesus gespreek het, die dinge wat ons geleer het van Jesus, dat ons dit kan toepas in ons lewens. Ek moes hierdie week stoei met 'n ding in my hart. Want ek het by die Here gestaan nie vir 'n antwoord nie, ek het gedink die antwoord wat ek gekry het kom van die Here af. Want er gebeur die goed anderster as die verwagting wat ek in my hart gehad het. Jy sien, want baie keer as jy na daai vuur voor jou kyk, het jy 'n verwagting oor hoe daai vuur geblus gaan word. Jy het 'n verwagting oor hoe dit gaan lyk wanneer jy wegkom van hierdie vuur af. Die Here se liefde vir jou is so groot dat ons dit nie kan meet nie. Daar's geen vuur van die vyand af wat enigsins God se liefde vir jou kan aanraak nie. Hy kan dit nie vernietig nie. Johannes kom sê dit vir ons. Want die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kan dit nie oorweldig nie. Staan jy vas in jou verhouding met die Here? Staan vas en laat hom toe om die dinge te doen wat hy wil doen. Om jou te help om uit situasies uit te kom. Moenie dat die aanklag van die vyand jou terughou van die plek waar die Here jou wil hê nie. Daai vuur van die Heilige Gees is juis daar om jou as mens te transformeer. 'n Transformasie beteken om die as af te skud, om skoon te maak, om vir jou nuwe klere aan te trek,
jou 'n nuwe posisie te gee. Dis die werk van die Heilige Gees. Die vraag vanmôre is, sal jy hom toelaat om dit te doen? Want glo my, of dit nou Satan is of wie ook al, baie keer is daar aanklagte direk van mense af. In die wêreld, hulle geniet dit om volgelinge van Christus aan te kla. Hulle geniet dit om dit te doen. Partykeer gee ons hulle skiet goed. Maar die antwoord om daar uit te kom, is gaan terug na Jesus toe. Dis so eenvoudig soos dit. Jesus het aan daai kruis gesterf, nadat hy God se straf vir my en jou sonde op hom gevat het. En hy het opgestaan uit die graf. En hy het lewe gebring. En ek en jy kan in die lewe van Christus in ons, kan ons staande bly as ons kyk na hierdie vuur. Jy weet, in my weermag dae was ek Raploatlag gewees. Dan skiet hierdie ouens met die nuwe kanonne, want hulle wil kyk hoe ver kan hulle skiet. Dan raak daai Noord-Kaap, dit raak aan die brand waar daai bomme ontplof. En daar's 'n oliebos. Jy kry hom nie met water dood nie. Dan maak jy nou maar skoon om die bos, dan brand hy uit. Dan kan hy nie aan die ander kant toe gaan nie. Wat is die olie? Wat is die olie wat Satan gebruik wanneer hy 'n vuur na jou toe bring? En dis 'n olie wat daai vuur van hom laat brand. Maar die salwingsolie van Jesus Christus, wat hy op jou uitgegiet het, is 'n olie wat jou beskerm. Hy beskerm jou teen die aanklagte wat kom. Hy beskerm jou omdat jy ja gesê het. Omdat jy erken het wat hy in die kruis vir jou gedoen het. Omdat jy erken dat die woord van God die waarheid is. Omdat jy erken dat jy op 'n plek was waar jy op pad was na 'n ewige verdoemenis waar hy jou kom uithaal het. Jy die wonderwerk van jou bekering beleef. Jy leer die woord van God. Jy leer die waarheid daarvan. So, laat toe dat die Heilige Gees dan met jou werk. Laat toe dat die waarheid van God se woord vasgemaak word in jou hart. Want dit is wat jou gaan staande hou eendag in die toekoms as die vuur kom. Die groot vuur. Jesus is jou antwoord. Hy is die enigste antwoord. Laat net toe dat die Heilige Gees op sy sagte manier met jou kom werk. Moenie hom teëstaan nie. Moet hom nie teëstaan nie. En as hy oomblik wat jy sê, ja Here, hier is ek, dat hy kan begin met sy absolute transformerende liefde wat God alreeds oor jou uitgestort het, om die veranderinge te bring, om te help dat jy uitstap tussen daai twee vure, toe te laat dat die Heilige Gees die vure rondom jou blus en toelaat dat hy jou help. En soos wat die engel vir Joshua gesê het, as jy gehoorsaam is aan dit wat ek vir jou gee, dit wat ek vir jou wys, sal jy toegang tot my hê.
En dis my gebed wat ek vanmôre vir julle as gemeente wil gee. Staan in die gehoorsaamheid. Staan in die gehoorsaamheid wat God van jou vra. Want ons het toegang tot hom deur Jesus Christus. Amen.